So we made sure that we took back our land. I will tell you this, my dear brother. Whites are very easy to chase away. Do you want me to tell you the truth? We were young then. But we loved Dawah Mugabe. It was very revolutionary, you know. So we made sure that some of the white farmers, we asked a few of the villagers, you know, to go at the gate, the white man's gate, and they do some business there at night, and then go back home. When the white men came in, when they see what is at the gate, they packed and went away. So the revolution is fought in many ways. Finally, Your Excellency. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending weer eens. U het nou so vinnige uittreksel gekyk van 'n toespraak wat die president van Zimbabwe, president Mnangagwa, wat 'n revolusionêr saam met voormalige president Robert Mugabe was, wat hy nou eintlik die kat uit die mou uitgelaat het. Baie belangrik kykers en luisteraars. En ek dink wat belangrik is ook dat u dalk weer die video gaan kyk wat ek gemaak het 'n paar maande gelede oor hoe hierdie onteiening sonder vergoeding sal 10-1 sal afspeel. Gemeet aan hoe dit in die res van Afrika afgespeel, die beplanning rondom dit, hoe effektief dit en hoe goed hierdie onteiening van grond dan plaasgevind het. Wat ons ook moet onthou, kykers en luisteraars, is dat hierdie keer dink ek gaan dit nie net oor die onteiening van grond alleenlik gaan nie, maar ook besighede. Want hoekom sê ek dit? Hulle sê gereeld, hierdie revolusionêres, dat hierdie ekonomie is nog in die blanke se hand en dit moet verander. So dis nie net meer grond wat onteien moet word nie, dis tog eintlik dan maar die hele ekonomie as sulks. So hierdie onteiening kan wyer strek as net plase en grond en wat daarmee saamgaan. En ons kan oplet in die begin van sy toespraak sê hy, we took our land back. Ons het ons grond teruggevat. Goed, nou moet ons onthou, ons moet nou nie vergeet die kykers en luisteraars, daar's mense wat so kort geheue het, of kom ek sê dit andersom. Nie 'n kort geheue nie, maar so maklik dink as nuus ouer as 'n jaar of 5 jaar of 10 jaar is, dan is dit ou nuus en is nie meer relevant nie. Nee, om 'n volledige projeksieprent te kan skets en om die profeseë volledig te verstaan en te begryp en waar in die tydstip jy min of meer in hierdie profetiese gebeure en fisiese gebeure is dit belangrik om geen nuus as ou nuus te beskou nie, om alle nuus as belangrike stukke van hierdie legkaart waarin ons nou afspeel. En hy sê, we took our land back. Nou moet ons onthou, hy kan nog verwys het hier in die begin van sy toespraak en gesê het, ons het hierdie land teruggevat, en dit kan menende wees, die massas, né? Want as hy nou gaan teruggaan na die onteiening daardie tyd in Zimbabwe, sal u legio toesprake sien, waar Robert Mugabe, waar ZANU-PF party, hoe hulle self distansieer, in terme van, ons is nie betrokke nie, dis die massas, presies wat Malema by vele geleenthede hier gesê het, this will be a leaderless revolution. Waar hierdie radikales by vele geleenthede, dit het oud-president, voormalig president Zuma ook by geleentheid gesê, en nou redelik onlangs ook weer, waar hulle sê, dat die massas wil die ekonomie terug hê, die massas wil die grond hê, ons mense, so hulle druk die mense voor, nou ek sê dit met 'n doel, want hulle doen presies wat ZANU-PF daardie tyd gedoen het. Die leiers het hulle distansieer en gesê, ja, maar ons het vir julle gesê hierdie massas gaan die grond vat eventueel, want julle wil nie deel nie, julle wil nie, dieselfde retoriek as wat ons nou sien, presies dieselfde, julle wil nie deel nie, die grond is nog in julle hand, die ekonomie is nog in julle land, en nou gaan dit bou na 'n punt toe,
na daardie video wat ek gemaak het, waar ek vir u gesê het, dis hoe hulle dit doen. Hoe onteiening sonder vergoeding sal plaasvind. Gaan kyk gerus daardie video, want dit is hoe hulle dit dan ook hier gaan doen. Wat belangrik is hier, hy sê, do you want me to tell you the truth? Nou, hier kom nou 'n stukkie waarheid, baie jare, so heeltyd was dit leuns gewees. Leuns toe ZANU-PF gesê het, luister, dat die massas van die grond, sien julle die villagers, die mense daarom, hulle wil die grond hê. En hier kom hy nou in 'n toespraak, baie jare daarna, dis hoekom ek sê, moet nooit ou nuus, moet nooit nuus vergeet nie, want dan kry jy perspektief, taktiek, strategie, en dan kan jy jou benadering daartoe bepaal en beplan, en hoe ook al dit jou gaan raak, in jou persoonlike, individuele, familie, gemeenskap, oorblyfsel, volk, gaan raak. En hy sê, do you want me to tell you the truth? Hier kom nou die waarheid. We ask a few of the villagers. We, dis nou ZANU-PF, dis nou Robert Mugabe, het sy naam genoem in die toespraak, luister hom baie mooi en deeglik, baie belangrike stukkie toespraak hierdie. Dit sê vir ons die hele tegniek, taktiek, strategie wat gebruik was om die gronde te kon onteien in Zimbabwe. Do you want me to tell you the truth? Nou kom ons hoor nou, wat is die waarheid? We ask, met ander woorde die leiers, Robert Mugabe, so sal die leiers van ons tyd, of het Malema is, of het Zuma is, of het die president Ramaphosa is, die ANC is, die leiers sal ook die villagers, die gepepel, die massas vra. Wat het hulle hier gevra? Gaan na die plaashek toe, doen daar julle business, sê hulle. Ons weet, dit was intimidasie, dis 'n geskree, en as die boer enigstens gelyk het of hy nie sy goed oppak en vlug en gaan nie, dan het hulle in die volgende fase geeskaleer, waar aanranding en geweld dan nou ook begin plaasvind. En ons moet besef, hierdie ding sal gedryf word in fases, né? Hulle sal sê nou maar in 'n deel van 'n provinsie, in 'n gemeenskap, sal hulle hierdie tegniek begin toepas, en die oomblik wat die boere optree, dan sal die polisie en die weermag ingeroep en ingetrek word. Dit is om dit dan geïsoleer te hou, maar te slaag in hierdie onteiening, sonder vergoeding. Nou nog sê al hierdie leiers, die massas wil die gronde terug hê. Die massas wil die ekonomie terug hê in hulle hand, want dit is nog nie by ons nie. In die tussentyd het ons nou die waarheid gehoor. En hier sal die waarheid ook wees. Die leiers van hierdie verskillende revolusionêre groeperinge, want ons hoor wat sê Mnangagwa, ons het baie gehou van Robert Mugabe. So hou daar baie van Malema. So hou daar baie van Zuma. So hou daar baie van die ANC leiers. En daardie leiers sê net, en hy lag daaroor, hy sê is maklik om die wittes af te jag van die grond af. Praat met 'n paar massa, gepepel, en sê hulle gaan doen iets by hulle hek, gaan doen iets by hulle besigheid. En hulle pak op en hulle hardloop. Want die een of twee wat nie opgepak het nie, wat weerstand gebied het, is 'n voorbeeld van gemaak. Sommige nog van die villagers self, hier en daar is dat hierdie polisie arrestasies gedoen. En ons sien nou, ons het vorige week of twee, het ons gepraat van hierdie militêre opknapping van kampe, militêre basisse in Suid-Afrika, 500 miljoen, deur China. So, hier's 'n sterk masjien aan ontwikkel, om enige, wanneer dit by hierdie situasie kom, en dis wat hulle gaan doen, né? So vergeet van hierdie retoriek, van, dit is die massas wat dit wil hê. Hulle wil die grond hê, hulle wil eienaarskap hê, hulle wil die ekonomie hê. Hulle sal ook eendag, 5 en 10 en 15 jaar van nou af sê, ja, met 'n gelaggerheid daarby, en sê, ja, wil julle die waarheid weet? Ons het vir hulle gesê, we ask a few of the villagers, om gaan besigheid te doen, daar by die hek van 'n plaas. Intimidasie, en die boer wil nie sy vrou en kinders laat seer kry nie, en heeltemal tereg, wanneer hy moet kies tussen sy vrou en kinders se veiligheid en beskerming, en sy eiendom besittings, is die keuse vir ons almal sekerlik maklik. Ja, gaan daar weerstand wees in Suid-Afrika? Verseker. Jo2 sê dit baie duidelik. Sommige van hulle
hierdie massas, sal val deur die wapenheen, maar hulle bly in gelid. Want onthou, dis God se toorn en strafgerig, wat hy teen ons volkie bring, om ons terug te bring by sy voete, om ons terug te bring na hom toe wat ons ban is. Hosea 2 sê dit so mooi. Daar waar hy tot ons harte kan spreek, en ons weer terugkeer na ons man toe. Is dit nie eintlik wonderlik? Eintlik. En hierdie groot prentjie het ek nou met my afgelope toer geskets, en ek dink dit was vir almal baie eenvoudig, baie duidelik, baie logies, om die liefde van God te verstaan, maar ook die proses wat nou gaan afspeel, om weer daar te kom, waar ons hom as ons man vat, en nie agter elke tweede afgod van gemak, en eiendombesittings, en finansies, en wat ook al vir jou belangriker is, as jou skepper nie. So, kykers en luisteraars, dit is maar net om vir u hierdie video, vir u, om weer eens te besef en te verstaan, dis hoe dit gaan plaasvind. Dit word aangevuur deur die regeerders self, van die verskeie revolusionêre groeperinge, as ook die regering homself, waarvan ek vir u sê, die plaasmoorde is deel van strategie. Dit sal eendag uitkom, ons sien het gesê, die land word omgeploeg. Alles wat onder was, wat weggesteek was, geheim was, sal aan die lig kom. Die Bybel sê dit ook, ons sien sluit maar net by die Bybel aan, hulle sal dit op die dakke uitskree. Kykers en luisteraars, so maak jouself gered en weet en verstaan, hierdie taktiek gaan presies hier ook afspeel. Dis hoekom Malema sê, dat die massas, it will be a leaderless revolution. Hulle verskoon hulle self, hoewel hulle, net so Zimbabwe, die leiers, we will ask the masses. Ons sal hulle vra om die volgende fase en die volgende fase te doen. En ons kan verwag dat hierdie fases nie meer so ver is om te begin uitspeel nie. Hoekom nie? Want hoe verder hulle hierdie revolusie uitstel, hierdie taktiek, hierdie strategie, hoe verder hulle dit uitstel, hoe meer betrokke kan die Wesblok, die Deep State, ook betrokke raak en sekere skuwe maak. So, wees maar op die hoede, dink aan jouself, hoe gaan u as individu maak, wanneer hierdie Zimbabwe situasie, want dit is interessant dat hy nou so toespraak hou, né? Dat hy nou gehou word. En ons weet, dat hier in Suider-Afrika, het ek ook in vorige video's, gewys van die broeiery, die onrus wat dreig, die mobilisasie wat plaasvind, as ook ander video's waar ek vir u gesê het hoe die grondmagte mobiliseer. Nou sit al die video's by mekaar, dan word die prentjie vir u nie net fisies en feitelik en wat ons sien met ons oë nie, maar ook binne die raamwerk van die profeseë is dit besig om 'n baie duidelike prentjie te raak. Sluit aan, registreer, hou van, sodat hierdie waarskuwing, hierdie brandwagtelike waarskuwing kan uitgedra word aan die medevolksgenote, sodat elkeen minstens ingelig kan word en daarvolgens jouself kan posisioneer en sê ek sluit aan by Suidlanders, ek raak deel hiervan, ek raak deel van hierdie gemeenskap en wanneer dit by hierdie punt kom waar ek of uit my besigheid gejaag word of van my plaas af gejaag word, waarheen gaan ek? Waarheen gaan ek? Waar het ek aansluiting? En as daai aansluiting ook nie sterk en genoeg is nie, waarheen gaan daardie aansluiting na 'n volgende aansluitings wat jou vermoë al hoe beter is om jouself te kan verdedig binne die Geneefse konvensie. Kykers en luisteraars, u moet 'n pragtige week hê tot 'n volgende keer. Totsiens.